Baie welkom geliefdes by nog 'n skrifporsie in Afrikaans. Hierdie is 'n dubbele skrifporsie, nommer 51 en 52. Namens Olyfdagbedieninge wil ek u graag welkom heet. Hierdie skrifporsie is deur Olyfdagbedieninge opgestel en word aangebied deur Tehillah Studiesentrum. Hierdie skrifporsie is nommer 51 en 52. Nitzavim en Vayalech. Ja, die CH word soos 'n G in Afrikaans uitgespreek. Dit beteken Nitzavim, julle staan. En Vayalech te staan beteken hy het gegaan. Die leesgedeeltes vir die week uit die Torah, die eerste 5 boeke, is Deuteronomium 29 tot 31. Uit die profete gaan ons lees uit Jesaja 61 en 55 en 56. Uit die goeie nuus lees ons Kolossense 3 en Romeine 7. My naam is Stefanie en dit is vir my heerlik om tyd met u saam te spandeer in ons Hemelse Vader se woord. En voordat ons begin, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, vandag staan ons ook voor u in totale afhanklikheid om van u te hoor. En ons vra nederig, kom leer ons uit die woord en deur u Ruach HaKodesh, u Heilige Gees. Ons vra dit in die naam van ons Messias en Koning. Amen. Uit die Rabbi Sand se verduideliking vir die name van vandag se porsies het ek gaan delf uit sy argiewe en u kan die link na sy boodskappe by die bibliografie op die laaste skyfie kry. Nitzavim, dit is hoe dit in Hebreëus gespel word, is usually translated standing, but a more literal translation would be standers. That is, people who stand. There are 2 Hebrew verbs that are commonly translated into English as to stand. The more frequently encountered word is amad. It is this word from which the word Amida, from which the most common name given the Shemoneh Esrei prayer is drawn. Dit is wat hulle elke dag bid, die Jode. Amad merely refers to a human being assuming an upright position. Natzav, on the other hand, means something more like to stand up and be counted, or to take a stand. Nitzavim is a plural form, Natzav. Natzav, the root word, means standing boldly, with power and with strength. Quite often it means standing in for someone else, like an ambassador stands in for a king. This week's download is therefore going to be about people who are taking a stand for themselves, for their children, and their children's children, and for the heavenly kingdom they represent. Die tweede porsie, sy naam het ons gehoor, is Vayalech. In Hebrew, it is written like that in Hebrew. Waf Yod Lamet Kaf Sofit. The verb root is yalak, meaning to go forth, especially on foot. Ek het dit vertaal met en hy het gegaan. Moshe of Moses is on the move. He's not alone. There's a movement afoot. We all have somewhere important to go. We all have an appointment with our Creator to prepare for. We all have a date with destiny. Are you ready for yours, beloved? Kom ons kyk eers na Nitzavim.
In die prentjie kan jy sien waar Moses en Josua staan en die volk staan voor hulle en Moses praat en verduidelik. Die menigte van die volk staan voor hulle. Abba roep hulle om op te staan en te luister. My vraag aan jou vandag, staan jy gereed om te luister wat Abba, Vader vir jou wil sê? Geliefde maters, hierdie is weer 'n lywige studie. Want volgende week is dit Yom Teruah met die fees van trompette. Olyftak hou ons aanlyn byeenkoms alreeds voor die fees begin. Ons sal die link daarvoor aan u stuur as u ons kontak by 073 410 4102 en dan gaan ons nie 'n skrifporsie publiseer nie. Die video daarvan sal hier op YouTube wees. Ons spreker is Dieter van Wyk, al die pad van die Weskus, en dit sal die aand van die 1 Oktober wees, 7 uur die aand, om 19 uur. Kom ons lees eers 'n belangrike gedeelte. Ons lees uit Deuteronomium 29 vers 10. Julle staan vandag almal voor die teenwoordigheid van Jotbathai, Jahwe julle God. Julle hoofde, julle stamme, julle oudstes en julle amptdraers en die manne van Israel, julle kinders, julle vroue en die vreemdelinge wat binne in julle kampe is. Van die een wat jou hout kap tot die een wat jou water uittrek. Dat julle kan intree in die verbond met Jotbathai, julle God en sy eed, wat Jotbathai julle God vandag met julle sluit. En ek kan ook sê, die bruid van ons Messias staan voor Abba vandag, sodat hy julle vandag as sy volk kan bevestig en jou God kan wees soos hy met jou gepraat het en soos hy aan julle vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. Geliefdes, hier is die advertensie vir ons Yom Teruah, fees van trompette. Saamkuier aanlyn hier op YouTube. 1 Oktober, volgende week, 19 uur of 7 uur die aand. Ons sien uit om saam met u te kuier en ons sien uit na ons spreker Dieter van Wyk se boodskap. En nou kry ons die profesie en die belofte van Abba aan sy volk. Deuteronomium 30 vers 3b. Dan sal Jotbathai, Jahwe jou God, jou herstel uit gevangenskap en vir jou omgee en jou weer bymekaar maak uit al die volke waarin Jahwe jou God jou verstrooi het. As jou verstrooides aan die einde van die aarde is, van daar sal Jahwe jou God jou bymekaar maak en van daar sal hy jou terugbring. Jahwe jou God sal jou bring in die land wat jou vaders besit het en jy sal dit besit. En hy sal jou voorspoedig maak en jou vermenigvuldig, meer as jou vaders. Geliefdes, weet jy wanneer het hierdie profesie, belofte, profetiese belofte van Abba Vader in vervulling gekom? Die het ek vergeet. En hoekom is dit vir ons eindtyd so belangrik, so beduidend? U sal aan die einde van hierdie porsie 'n dokument kry wat u kan uitprint met al die vrae wat u dan aan jouself kan beantwoord. Onthou julle laasweek se beloftes? In Deuteronomium 30 vers 6. Meer nog, Jotbathai, jou God sal jou verstand, wil en emosie besny, en die verstand, wil en emosie van jou nageslag, om Jahwe jou God lief te hê met jou hele verstand, wil en emosie en met jou hele gees, sodat jy kan lewe. Jahwe jou God sal al hierdie vloeke op jou vyande laat kom, hulle wat jou haat en jou vervolg.
Jy sal Jahwe weer gehoorsaam en al sy opdragte uitvoer wat ek jou vandag beveel. Dan sal Jahwe jou God jou oorvloediglik voorspoedig maak in al die werk van jou hand, in die nakomelinge van jou liggaam, in die nakomeling van jou vee en in die lewering van jou grond. Want Jotywafai sal jou weer ten goeie oor jou bly wees, soos hy bly was oor jou vaders. As jy gehoorsaam is aan Jahwe jou God, om al sy opdragte en reëls na te kom, wat in hierdie boek van die wet geskryf is. Sien julle, daar staan weer, as jy na Jahwe jou God toe draai, met jou hele verstand, wil en emosie, en met jou hele gees. Want hierdie opdrag wat ek jou vandag beveel, is nie vir jou te swaar nie, en is nie buite bereik nie. Die vraag nou is, geliefdes, hoe besny Abba Vader ons verstand, wil en emosie? Nou sien ons hoe Josja aangestel word. Hoe kan ek sy naam nou verkeerd kry? Josja die opvolgeling van Moses. En Josja wat dieselfde naam as ons verlosser het, en wat bevryder beteken, saligmaker, verlosser. Hy gaan sy volk help om in die beloofde land in te gaan. Abba gee opdrag aan Moses en Joshua saam in die tabernakel. Hulle saam in die tabernakel moet ingaan en voor Abba se aangesig verskyn. Abba praat direk met Joshua en met ons, die volk. Hy herhaal dit 7 keer in Deuteronomium en Joshua. Wees sterk en vol moed, wees dapper. Ek lees vir u vers 7 van Deuteronomium 30. Toe het Moshe na Joshua geroep en vir hom voor die oë van die hele Israel gesê, wees onveranderlik sterk en dapper, want jy sal saam met hierdie volk in die land ingaan, wat Jahwe aan julle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee, en jy sal vir hulle dit gee as 'n erfenis. Jahwe is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat, of jou verlaat nie. Moenie bang wees of ontmoedig wees nie. Die engel sê dit is hoe Joshua deur Vader ordained is, om Moses se plek in te neem. Hulle moes voor daai aangesig, voor die Mishkan verskyn. Ek lees vir u Deuteronomium 31. Wees die Vader, wees onveranderlik sterk en dapper. Moenie vir hulle bang wees of bewe nie, want Jahwe jou God is die een wat saam met jou gaan. Hy sal jou nie in die steek laat of jou verlaat nie. Toe het Moshe na Joshua geroep en vir hom voor die oë van die hele Israel gesê, wees onveranderlik sterk en dapper, want jy sal saam met hierdie volk in die land ingaan, wat Jahwe aan hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee, en jy sal dit vir hulle gee as 'n erfenis. Jahwe is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat, of jou verlaat nie. Moenie bang of ontmoedig wees nie. Die Hebreëus sê, Rak, Hazak, Amats, is 'n oproep om dapper te wees. Is jy bereid om sterk op te tree, jou vooroordeel van dele van Egipte land en die wildernis agter jou te laat, en volmoed Abba se beloofde land in te gaan, om dapper te wees as kind van God, om dapper sy wil en sy woord te verkondig as 'n getuie. Deuteronomium 31 vers 9. Moshe het hierdie wet neergeskryf, het dit aan die priesters, die seun van Levi, gegee, wat die verbondsark van Jotywafai gedra het, en aan al die oudstes van Israel. Toe het Moshe hulle beveel en gesê, aan die einde van elke 7 jaar, op die bepaalde tyd van die jaar van kwytskelding van skuld,
by die fees van Sukkot, dis nou die jubeljaar, né? Wanneer die hele Israel kom om te verskyn voor die teenwoordigheid van Jahwe jou God. Op die plek wat hy sal kies, moet jy hierdie wet vir die hele Israel lees, waar hulle dit kan hoor. As jy wou hulle herinner, hy is bang hulle vergeet. Hy weet hulle het in die woestyn vergeet. Nou die volk bymekaar kom, die manne, die vroue, die kinders en die vreemdelinge, wat in jou dorpe is, sodat hulle kan hoor en kan leer en Jahwe julle God respekvol kan vrees en wees versigtig om al die woorde van hierdie wet te hou. Nou is ek sommer 'n vraag vir u gegee hier. Wanneer is die fees van hitte? En waarom vier ons dit? Daar sien u dan en ek weet die laaste dag van die hittefees, dans hulle met die Torah, want hulle is so bly en hulle lees dit, sodat almal kan hoor. Uit die profete in Jesaja 61 gaan ons lees, en ek lees vir u kort gedeelte uit Jesaja 61. Die gees van Jothai, Jahwe, God, is op my, omdat Jahwe my gesalf het, om goeie nuus te bring aan die getuisterdes. Hy het my gestuur om die gebrokenes van verstand, wil en emosie op te bind, om vryheid vir die weggevoerdes te verklaar, en loslating vir die gevangenes, om die jaar van guns van Jahwe aan te kondig, en die dag van die wraak van ons God, om almal wat treur te troos, om aan die wat treur in Sion te voorsien, vir hulle 'n suurkrans te gee in die plek van as, vreugdeolie in plaas van rou, die mantel van lofprysing in plaas van 'n verslae gees. Hulle sal eikebome van onpartydige opregtheid deur Jahwe geplant genoem word, sodat hy geloof geëer en aanbid kan word. Dan sal hulle die ou pynhope herbou, die vorige verwoeste plekke oplig en die verwoeste stede herstel, die vernietiging van baie geslagte. Ek lees vir u ook vers 9 van Jesaja 61. Dan sal julle nageslag bekend wees onder die nasies, en julle nakomelinge onder die volke. Almal wat julle sien sal julle herken, want julle is die nageslag wat Jothai Jahwe geseën het. Ek sal my grootliks verbly in Jahwe. My lewe sal in die ronde swaai van vreugde in my God, want hy het my aangetrek met klere van verlossing. Hy het my in die mantel van onpartydige opregtheid toegedraai. Soos 'n bruidegom die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid haarself versier met haar juwele. Want soos die aarde sy spruite voortbring, en soos 'n tuin dit wat gesaai is laat uitspruit, so sal Jahwe God onpartydige opregtheid en lofprysing laat opspring vir al die nasies. Ek lees ook vir u uit Jesaja 55, vers 6. Soek Jahwe terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die wettelose sy pad verlaat en die onopregte en partydige sy gedagtes, en laat hom terugdraai na Jothai, en hy sal vir hom omgee na ons God, want hy sal oorvloedig vryspreek, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle manier is nie my manier nie, verklaar Jahwe, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my metodes hoër as julle metodes, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel afkom, en nie daarheen terugkeer nie, sonder om die aarde nat te maak, en dit te laat voortspruit en uitspreit en saad gee aan die saaier, en brood aan die eter nie, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my toe terugkom nie, sonder om te bereik wat ek begeer, en sonder om voorspoedig te wees in dit waarvoor ek het stuur. Want julle sal met vreugde uitgaan en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal uitbreek in uitroepe van vreugde. Voor julle en al die bome van die veld sal hande klap. Hierdie is die
tyd van terugdraai na Abba Vader. Is ek gereed vir wanneer ons bruidegom op die wolke verskyn om ons na sy Vader se huis te neem? Hy sê ons moet hom soek terwyl hy nog te vind is. In Kolossense 3 vers 12 uit die Goeie Nuus lees ek: vir u, as hulle wat gekies is deur God daarom uit afgesonder is. Dit wil sê, die ou vertaling het gesê heilig. Afgesonder is, hulle vir wie hy lief is, trek onverdiende guns, omgee, sagte goedheid, nederigheid, sagtheid en geduld aan. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klagte het, net soos die gesalfde een julle vergeef het, so moet julle ook vergewe. Saam met dit alles, trek die liefde aan wat die band van volmaaktheid is, en die vrede van die gesalfde een, dis ons verlosser, ons Messias, sal julle verstand, wille en emosie beheer, waartoe julle geroep is in een liggaam, en wees dankbaar teenoor die gesalfde een, ons verlosser, sodat sy boodskap ryklik in julle kan bly in wysheid, leer, onderrig mekaar in die psalms, gedigte en instrumentale musiek, in lofsange en in liedere van die Gees, en sing in julle verstand, wille en emosie, dis die hart, met dankbaarheid tot God. Alles wat julle doen in woord of in daad, doen dit in die karakter en autoriteit van ons meester Yeshua, die gesalfde een, en gee dank aan God die Vader deur hom. Wat 'n wonderlike gedeelte, geliefdes. Ek het nie die gedeelte uit Romeine gelees nie, ek kan dit self gaan lees. Dit is 'n baie belangrike gedeelte. Ek wil net vir ons bid, voordat ons afsluit. Hemelse Meester en Allerhoogste Koning, dankie vir u duidelike instruksies en leiding deur die woord, en deur u Heilige Gees, u Ruach HaKodesh. Ons wil ons klee as u bruid met u instruksies en u hemelse geur. Maak ons asseblief sterk en dapper en onverskrokke om u reguit plat te loop. Rak Chazak Amats. Amen. Op hierdie bladsy het ek die 6 vrae van hierdie studie neergeskryf. Daar is baie meer vrae, maar u kan self net hierdie vrae aan u self beantwoord. Tydens ons virtuele skrifporsie op hierdie komende Shabbat, dit sal nou wees die 9de September, is u welkom om by ons in te skakel. Gee my 'n luikie by 073 410 4102, sodat u deel van ons virtuele skrifporsie groep kan word. Dan gaan ons hierdie vrae bespreek. Dankie dat u deel van ons was vandag, en shalom tot ons weer mekaar ontmoet in die virtuele ruimte. Mag u geseënd wees, geliefdes. En dankie dat u Olyftak ondersteun. Die webwerf kan u hieronder kry, en gee asseblief vir ons 'n duimpie. Druk die subscribe knoppie en die klokkie asseblief, sodat ons algoritme kan opskuif en ons 'n goeie getuie by Abba kan wees, soos wat hy gesê het. Baie dankie vir u ondersteuning vir Olyftak. U is ook welkom om ons bediening te ondersteun. Ons verteenwoordig al 19 dorpe in Suid-Afrika, en ons sal graag sy woord verder wil uitdra. Ons vra dit alles nie omdat ons dink ons is so goed nie, maar omdat ons Messias vir ons 'n opdrag gegee het, omdat ons sy getuies wil wees. Ek skryf nie my selfoonnommer neer nie, omdat baie mense dit vat en dan dit misbruik. Maar u kan, ek herhaal dit weer, u kan dit neerskryf, 073 410 4102.
My naam is Stefanie.